Het jy al gewonder hoekom mense altyd praat van 20% afslag, rentekoerse wat op is met 8% of 'n toets waar jy 75% gekry het? Dis nie net wiskunde nie, dit is die lewe. In vandag se video gaan jy leer wat 'n persentasie regtig beteken, hoe om dit maklik te bereken en hoekom dit jou kan help met geld, punte en slim besluitneming. Bly ingeskakel want ons gaan dit eenvoudig, lekker en prakties maak. Kom ons kry daai 100%. Persentasies. So, ons gaan nou lekker kyk na die teorie van wat 'n persentasie is en hoe ons persentasies gebruik en dan in die opvolgvideo's gaan ons lekker bewerkings doen met persentasies. So die eerste gedeelte is net 'n vaslegging van wat is 'n persentasie, hoe gebruik ons dit, wat moet ons onthou wanneer ons werk met persentasies. So die woord persentasie beteken per 100 of 'n gedeelte van 100. Okay, gedeelte van 100. So ons gaan altyd wanneer ons werk met persentasies, die noemer gaan skryf as 100 deeltjies. Wat beteken ons gaan nou lekker werk met breuke en ons gaan breuke herlei van wat ook al se vorm hy in vir jou gegee word na 'n breuk waar die noemer 100 is. En onthou, ons het geleer in ons vorige video's, ons kan breuke herlei. As jy 'n bietjie hersiening wil doen op herleiding van breuke, kan jy gerus kyk na die video's wat ons het oor breuke. Maar wanneer ons werk met breuke en ons werk met persentasiebreuke, wil ons altyd daai gewone egte of onegte breuk gaan herskryf deur die noemer te vermenigvuldig sodat hy 100 is. Okay, so in eenvoudige terme, ek en jy het al almal 'n game gedownload of 'n YouTube video gekyk waar die ding besig is om te download en hy wys vir jou 25% complete. Okay, so hy begin altyd by 0% en hy beweeg na 100%. Hoekom gebruik ons 100%? Dis net 'n eenvoudige manier om goed te kan verstaan. As ek vir jou sê 90% van jou skool was by 'n sekere funksie, weet jy, okay, ons is 1000 kinders in die skool, 90% daarvan beteken 900, so dis 'n baie groot gedeelte van die skool, of net 1% van julle het hierdie toets deurgekom, wat beteken, wow, amper niemand het die toets deurgekom, die een uit 100 kinders. So ons gaan op 'n eenvoudige manier dit altyd skryf na uit 100 toe. So 25% op 'n, kom ons sê nou maar op 'n lyn of op 'n vertikale of 'n horisontale, grafiekietjie sal daai wees. As ons hom op 'n sirkeltjie gesit het, sal 25% daai gedeeltetjie wees. 25%. Hoekom? Nou ons weet daai kan ons sien is as al 4 deeltjies is 1, 2, 3, 4, dat daai is 1 uit die 4 dele en ons het mos gesê ons gaan altyd ons noemer gaan herskryf dat hy 100 is en wat ons bo doen kan ons ook onder doen. So 4 mal wat gee vir my 100? 4 mal 25. So daai is 25 op 100. So daai is die oorsig vir jou. Die punt van persentasies is net, vat jou breuk, bewerk hom mal bo en onder met dieselfde ding, sodat jou breuk se noemer 100 is, en dan kan ons appels met appels gaan vergelyk. Okay? Om 'n persentasie na 'n heel getal of 'n desimale getal te omskep, deel jy met 100. Okay? So ons gaan deel met 100. Byvoorbeeld, hulle gee vir jou 'n getal soos, jy het 90 uit 100, wat beteken ek gaan 90 deel deur 100, so ek gaan nou sommer maar net basies my gedeel deur 10 en deel deur 10 bo en onder, so dis 9 uit 10, as ek dit gaan skryf as 'n egte breuk, en 9 gedeel deur 10 beteken ek het 9 en ek deel deur 10, so dit word 0,9. Of byvoorbeeld, ek het 150 op 100. Okay? Weer eens deel bo deur 10, deel onder deur 10, so dis 15 op 10, as ek sy ekwivalente breuk gaan skryf, en as ons 15 het, en ons deel dit deur 10, dan word dit 1,5. So om 'n persentasie na 'n heel getal, in die geval is albei nou desimale getalle, maar om 'n persentasie na 'n desimale getal te omskep, deel ek die teller deel deur 100, of om 'n heel getal of 'n desimale getal na 'n persentasie te omskep, vermenigvuldig ek met 100. So ek begin met 'n heel getal. Ons sê ek het 9, kom ons sê nou maar 9 uit 0,9. Ek het 0,9, of ons maak dit bietjie iets anders, 0,5. Ek het 0,5. Hoe gaan ek hom skryf as 'n persentasie? So 0,5, ek maal dit net basies met 100.
So nou word dit 0,5 op 1 mol 100 op 1. So daai is dan 50%. Okay, so daar is net eenvoudige bewerkingkies wat ons baie keer gaan moet doen, maar in meeste gevalle gaan hulle vir jou 'n lekker persentasie gee en jy moet gaan uitwerk. En dis nou juist waar ons in die volgende video inkom. Ons gaan doen bietjie persentasiebewerkings in die klaskamer. Hoeveel, as jy 'n sekere persentasie vir jou toets gekry het, hoeveel punte het jy reg? Of as jy 'n sekere punt gekry het vir jou toets, of jy het 'n doelwit om 'n 80% te behaal, hoeveel punte moet jy dan reg kry in die toets? So as jy daai videoetjie wil kyk, jy sal sien daar kom nou 'n kennisgewingkie op. Klik eenvoudig op hom en hy gaan jou reguit na daai video toe vat. Geniet dit en as daai inleiding tot persentasies jou gehelp het en as jy meer wil sien en meer wil leer, subscribe asseblief, like die video's. Dit help ons om te groei, dit help ons om vir jou beter inhoud te maak en dan help ons jou ook om beter in jou klaskamer te kan bereik en beter punte te bereik. Geniet die volgende een.